In die 1930 sou die Suid-Afrikaanse politieke landskap radikaal verander. In hierdie dekade het partye verenig en weer geskeur, en die grondslag is gelê vir 'n nuwe bedeling na die Tweede Wêreldoorlog, die bedeling wat ons vandag ken as apartheid. Vanuit die ongemaklike poging om boer en Brit onder een politieke sambreel te verenig, sou Afrikaner nasionalisme na 1938 uit die as uit opstaan. Maar hoe het die wêreld van daardie tyd presies gelyk? En waarom het die mense gedink soos wat hulle gedink het en geglo soos wat hulle geglo het en geëis dat apartheid ingestel moet word in hierdie land? Teen die middel van die 30er jare het Suid-Afrika homself in 'n baie moeilike posisie bevind. Die Groot Depressie het boere en werkers gelyk hard getref en politieke partye het gesukkel om vaste steun te behou. Hertzog se Nasionale Party het sy meerderheid geleidelik begin verloor as gevolg van die Groot Depressie, terwyl Smuts se Suid-Afrikaanse party bietjie meer stabiel gebly het. In 1934 het die twee reuse besluit om hul verskille op sy te sit en hul kragte te verenig. Nie uit ideologiese oortuiging nie, maar uit noodsaaklikheid. So is die Verenigde Party gebore. 'n Alliansie tussen Hertzog se konservatiewe Republikeinse Afrikaners en Smuts se pro-Britse Engelssprekendes liberale Afrikaners en die kleerlinge van die Kaap wat op daai stadium nog stemreg gehad het. Hulle wou die land deur ekonomiese swaar kry lei en politieke eenheid bring tussen binneland en kus, tussen boer en Brit, tussen platteland en stad, tussen die voormalige kolonies en die voormalige republieke en natuurlik tussen blank en kleerling. Die party se beleid was egter dikwels dubbelsinnig. In die binneland is segregasie as vanselfsprekend aanvaar, maar in die Kaap het die Verenigde Party die meer liberale tradisie van multirassige stemreg voortgesit, waar kleerlinge en ook selfs sommige swart kiesers steeds op die kiesersrol in hierdie stad gebly het. Alhoewel swart mense baie skaars was in die Kaap, het hulle ook in die Kaap stemreg geniet. Na 1938 wel het Afrikaner nasionalisme onder Dr. Malan egter sterk na vore getree en toenemend die mag van die Verenigde Party uitgedaag. Bly ingeskakel, want in vandag se video gaan ons na hierdie fascinerende stukkie geskiedenis kyk en uitwys presies hoe dit gebeur het dat ons voorouers sulke geweldige groot ondersteuners van apartheid geword het. Met die 1933 verkiesing het Hertzog en die Afrikaner nasionaliste begin steun verloor. Daarenteen het Smuts se meer liberale Suid-Afrikaanse party se steun onder liberales, Engelses en kleerlinge konstant gebly en al hulle setels behou. In 'n poging om eenheid in die land te bewerkstellig te midde van die Groot Depressie, het die twee reuse leiers besluit om hul politieke kragte te verenig. So het die gematigde, sentristiese, liberaal-konservatiewe Verenigde Party onder leiding van Jan Smuts en J.B.M. Hertzog in 1934 aan bewind gekom in Suid-Afrika. Die bedoeling was om beide die konservatiewe Afrikaners wat hoofsaaklik in die binneland gewoon het, sowel as die liberale Engelse en liberale Afrikaners meer aan die kusgebiede onder een politieke sambreel te verenig. Dat die Verenigde Party mense van reg oor die politieke spektrum in hul kamp probeer akkommodeer het, blyk ook uit die feit dat die party geen nasionale rassebeleid gehad het nie. Daar was niks gesê oor apartheid nie, niks gesê oor hoe die verhouding tussen blank en swart sou lyk nie, en wel die bestaande segregasie in die binneland geduld het, terwyl dit aan die kus juis pro-integrasie was en pro-regte vir gekleurde stemmers soos kleerlinge en swart mense. So is in die Kaap kleerlinge en ook sommige swartes op die kieserlyse gesit met volledige stemreg en selfs meer van hulle is bygesit. Iets wat hierdie bevolkingsgroepe nie in die Vrystaat en Transvaal gehad het nie. Die Verenigde Party sou ook baie meer pro-Brits wees en sou uiteindelik verseker dat Suid-Afrika teen die Duitsers veg in die Tweede Wêreldoorlog. Hierdie was 'n baie groot punt van knou tussen die Afrikaners en die regering, want meeste Afrikaners het nog teruggedink aan die Boereoorlog waar Duitsland ons volk ondersteun het. Maar nou moet hulle saam met ons grootste geskiedkundige vyand Brittanje gaan beklei teen ons ou vriend Duitsland. Dit het nie vir hulle sin gemaak nie.
In die 1938 verkiesing het swart mense en kleerlinge byna 10% van die stemmers in die Kaap uitgemaak, as ook 'n klein persentasie van die stemmers in Natal. Maar hierdie verkiesing sou die eerste verkiesing wees waarin die Nasionale Party onder Dr. Malan sou deelneem. Inteendeel, daar het 3 nuut gestigte partye hier deelgeneem. Malan se gesuiwerde Nasionale Party of GNP, as ook die verlinkse Sosialistiese Party en die pro-Brits liberale Dominion Party. In hul eerste verkiesing sou die GNP 31% van die stem trek, teenoor die 54% van die meer liberale Verenigde Party. Die eeufees van die groot trek, die simboliese Ossewa-trek van daardie jaar, het begin as 'n nostalgiese herdenking, maar geëindig as 'n vurige herlewing van Afrikaner nasionalisme. Duisende Afrikaners met waans, perde en Bybels in die hand het van die Kaap tot by Pretoria getrek met 'n vurige geloof dat hulle nuwe roeping weer voorlê. Die Ossewa's het nie net stof op die paaie van Suid-Afrika opgeskop nie. Hulle het die gees van die ou boerderepublieke en die droom van Afrikaner selfbeskikking laat opvlam onder die mense. Hierdie terme was daardie jare geweldig populêr gewees en die mense het gevra na apartheid, want hulle wou nie meer deel van hierdie groter nuwe Suid-Afrikaanse Unie wees nie. Hulle wou weer vry wees. Hierdie het vinnig 'n politieke keerpunt geword. Baie Afrikaners het Smuts en Hertzog se Verenigde Party te pro-Brits en te openlik liberaal begin sien. Die gesuiwerde nasionalisme onder Malan het die Ossewa as die simbool van Afrikaner herlewing begin gebruik. Terwyl die beeld van Smuts nou duidelik die Britse staatsman as verraaier van die Afrikaner belange beskou is. Die spanning tussen die twee leiers het vinnig onhanteerbaar geword. Toe Smuts in 1939 besluit dat Suid-Afrika aan die Tweede Wêreldoorlog sou deelneem aan die kant van Brittanje, het Hertzog geweier om sy handtekening daaronder te plaas. Die Verenigde Party het verdeel en Hertzog het as eerste minister bedank. Binne maande het die nuwe Afrikaner nasionaliste hulself weer georganiseer en die Herenigde Nasionale Party is gebore met Hertzog en Malan hand aan die stuur. Hierdie Herenigde Nasionale Party, wat in 1940 gestig is as voorloper van die Nasionale Party, moenie verwar word met die herstigte Nasionale Party of latere HNP wat in 1969 sou wegbreek van die Nasionale Party nie. Maar daarby sal ons later kom. Die volgende verkiesing was in 1943, te midde van die Tweede Wêreldoorlog. Die Verenigde Party, wat nou sonder Hertzog se faksie eintlik maar net die ou liberale pro-Britse Suid-Afrikaanse party was, het weer die verkiesing gewen, maar met baie minder steun. Malan se nasionaliste het bly groei van 31% in die vorige verkiesing na 36% van die stem in daardie jaar. Maar die nuwe nasionalistiese gloed sou nie net by die parlementêre politiek eindig nie. Uit die vurige Afrikaner nasionalistiese jeug van die tyd het 'n ander beweging ontstaan wat gedurende die tyd ietwat berig sou word vir hul aktivisme. Die Ossewa brandwag onder leiding van Hans van Rensburg. Interessant genoeg, 2 van die persone wat op die aand van 4 Februarie 1939 in die pastorie van die NG Kerk in Whitesweg teenwoordig was, toe die Ossewa brandwag gestig is, was oom Addie Sleeboes en oom Willem Petzer, die naamgenote en die oupas van beide myself en ons senior navorser hier by die Willem Petzer groep. Baie interessant dat na amper 100 jaar hierdie 2 manne se direkte nageslag vandag weer saamwerk. Baie van die Ossewa brandwag se lede was, anders as Malan, byvoorbeeld minder beïnvloed deur Kaapse liberalisme en het meer beduidend vasgehou aan die gereformeerde voortrekkergeloof van ons voorouers. Ook die leidende Afrikaner filosoof, die gereformeerde denker H.G. Stoker, waaroor ons onlangs 'n hele reeks gedoen het, was 'n leiersfiguur in die Ossewa brandwag. Teen 1941 het die Ossewa brandwag ongeveer 300.000 Afrikaners as lede gehad. N.G.S. van der Walt, die sekretaris van die beweging en redakteur van hul amptelike mondstuk, het openlik die herstel van die Christelik-nasionalistiese boererepublieke, waar die Bybel as die hoogste gesag erken sou word, bepleit.
Dit was die ideologie waarop die Osewal brandwag gebou is. Baie OB-lede het wel op hul beurt dikwels vir Malan se NP gestem in verkiesings, maar die OB self was buite parlementêre politiek. Die simboliese Osewal trek het dus meer as net geskiedenis herdenk. Dit het 'n nuwe volksgevoel onder Afrikaners gesmee en die ou kompromie van Smuts en Hertzog uitmekaar geruk. Wat begin het as 'n fees van erfenis, het die pad gebaan nie net vir die opkoms van Afrikaner nasionalisme onder die Herenigde Nasionale Party van Malan binne die parlement nie, maar ook die Osewal brandwag se buiteparlementêre aksies. In die volgende deel van hierdie reeks gaan ons dus fokus op die 1948 verkiesing, wat toe uiteindelik deur die Nasionale Party gewen is, en die Malan bewind in die jare daarna, en die begin van ware apartheid, of die tydperk wat ons ken as apartheid. Kyk gerus na ons vorige video in hierdie reeks, waarin ons fokus op die 1913 naturelle wet op grondbesit, en waarin ons al die leuns rondom hierdie wet uitwys. Deur net op hierdie skakel hierso te klik by my vinger. En maak asseblief ons hande sterk deur 'n betaalde lid van die Willem Petzer groep te word. Volg net die eenvoudige stappe op die banner onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.